Goeiemôre en baie welkom by vanoggend se aanlyn boodskap. Dit is so lekker om vanoggend weer saam met jou te kan kuier. Ons is by die week na Paasnaweek. En as jy saam met my gereis het in hierdie week se oordeenking, sou jy die goue lyn begin raak sien het, waaroor ons vanoggend gaan gesels. Maar daar's iets besonders aan Opstanding Sondag. Die atmosfeer is vol verwagting, die boodskap is sterk, die waarheid is eg, Jesus leef, die graf is leeg, die dood is oorwin, en ons as die kerk, ons juig, want ons harte word weer gevul met hoop. Maar dan kom die week daarna, en vir baie mense gebeur iets vreemd. Die waarheid van die opstanding is nog steeds waar, maar die realiteit van die lewe voel nog steeds so swaar. Die rekening is nog daar wat betaal moet word. Die spanning in die huis is nog daar, die spanning op die huwelik. Die moegheid in jou siel is nog daar, daardie onsekerheid oor die toekoms is nog daar. Die vraag wat jy nie hardop wil vra nie, is nog steeds in jou hart. Miskien daardie teleurstelling waarmee jy al vir weke loop, is nog steeds daar. So die vraag is nie net, het Jesus opgestaan nie, die vraag is ook, wat doen die opgestaane Jesus met mense wat nog bang is, wat nog vasgevang is? Wat doen hy met mense wat hulle self toegemaak het? Wat doen hy met mense wat nog vol vrae is? Wat doen hy met mense wie se geloof miskien nie afwesig is nie, maar swaar geword het? En dit is presies waar Johannes 20 ons ontmoet vandag. Want die eerste mense wat te doen het met die opgestane Jesus, is op 'n diep manier ontmoet. Hulle is nie op 'n bergtop en skree van hulle geloof nie, nee. Dis die disippels, wat hulle self in 'n kamer toegesluit het. Hoekom? Want hulle is bang, hulle is verward, hulle is onseker, want dieselfde mense wat Jesus gekruisig het, is nog steeds daar buite, en hulle is bang dat hulle dalk mag volgende wees. En tog, dit is juist daar in daardie plek waar Jesus inkom. En dis waaroor ek vandag met julle wil gesels. Die opgestane Jesus bly nie op 'n afstand van bang, gebroke en twyfelende mense nie. Hy tree in hulle geslote ruimtes in. Hy bring vrede, hy wys homself en hy roep hulle terug tot geloof en stuur hulle met 'n doel. Nou vandag, miskien is jy ook in so 'n kamer. Nie noodwendig 'n fisiese kamer nie, maar hierdie innerlike kamer hier binne jou. 'n Kamer van vrees, 'n kamer van teleurstelling, 'n kamer van uitputting. 'n Kamer van twyfel, 'n kamer van 'n selfbeskerming wat jy opgesit het. 'n Kamer waar jy nog opdaag, nog glo, nog bid, nog sing, maar hier diep binne in jou voel dit of iets toegemaak het. Hierdie boodskap vandag is dan net vir jou. En familie, ek het vandag vir jou goeie nuus. Die goeie nuus van die hoofgedeelte van vandag, Johannes 20, is nie net dat Jesus opgestaan het nie. Die goeie nuus is dat die opgestane Jesus nog steeds in geslote kamers kan instap. Nou, lees saam met my vandag. Ons gaan kyk vandag na twee gedeeltes. Die eerste een is Johannes 20, vers 19 tot 21. En dit sê: Laat daardie Sondag aand was Jesus se volgelinge nog bymekaar. Hulle was egter bang vir die Joodse leiers en het al die deure van die huis gesluit. Al was die deure gesluit, het Jesus skielik daar tussen hulle gestaan. Vrede vir julle, sê hy. Met die woorde wys hy vir hulle sy hande en sy sy. Die disippels was buite hulle self van blydskap om die Here te sien. Nou, dit is Johannes 20, vers 19 tot 20. Later lees ons van Thomas, Johannes 20, vers 26 tot 28, wat die volgende sê. Omtrent 'n week later was Jesus se getrouste vriende, dis nou die disippels, weer almal bymekaar. Hierdie keer was Thomas ook daar. Hulle het weer seker gemaak dat hulle al die deure gesluit was. Skielik was Jesus weer by hulle. Net soos die vorige keer groet hy hulle. Vrede vir julle. Hy sê toe vir Thomas, bring jou vinger. Kyk na my hande. Kom sit jou hand hier op die wond in my sy. Nie twyfel dat dit regtig is nie. Aanvaar dit. Oorweldig, sê Thomas, my Here en my God. Familie, vandag
wil ek uit hierdie 2 gedeeltes van Johannes 20 uit met jou praat. Ek gaan vandag 3 hoofpunte uitlig. Die eerste punt is, geslote deure hou Jesus nie uit nie. In Johannes 20 vers 19 sien ons, laat daardie Sondag aand, was Jesus se volgelinge nog by mekaar. Hulle was egter bang vir die Joodse leiers en het al die deure van die huis gesluit. Nou hierdie vers is vir my so eerlik, want dit wys vir ons dat die opstanding nie beteken het, almal het onmiddellik hierdie nuwe moed gekry nie. Jesus het opgestaan, ja, die graf was leeg, die getuienis het deurgebreek, maar die disippels, wat doen hulle? Hulle sit nog steeds agter geslote deure. Hulle sit nog steeds onseker, bang, verward. Met ander woorde, die waarheid van die opstanding was reeds waar, maar hulle emosies het nog nie bygekom by die waarheid nie. En dalk as ons eerlik is vandag, is dit baie keer hoe ons leef. Jy kan in 'n seisoen wees waar Jesus waarlik vir jou lewendig geword het, waar sy woord waar is, waar sy oorwinning seker is, maar jou hart voel nog nie vry nie. Jy weet die waarheid, maar jy voel nog steeds vasgevang. Jy glo nog, maar jy is ook bang. Jy bid nog, maar jy is ook moeg. Jy dien dalk nog, maar iets in jou hart het teruggetrek. En dit is belangrik dat ons mooi moet hoor wat Johannes hier sê. Met die deure gesluit omdat hulle bang was. Daardie geslote deure was nie net fisies nie. Dit was 'n sigbare teken van 'n innerlike toestand. Hulle het hulle self toegesluit omdat vrees altyd probeer om 'n mens kleiner te laat leef. Vrees, wat doen dit? Dit laat jou onttrek. Vrees laat jou wegkruip. Vrees laat jou self beskerm. Vrees laat jou hart toemaak. Vrees laat jou ophou vertrou en vrees laat jou begin oorleef in plaas van om waarlik te lewe. En dalk, net dalk is dit juis waar party mense vandag is. Miskien is dit waar jy is. Jy het nie die openlike rebelle nie koue ongeloof nie, maar selfbeskerming. Jy het dalk seer gekry. En nou het jy deure toegemaak. Jy het teleurgesteld geraak in die wêreld en nou het jy deure toegemaak. Jy het miskien moeg geword en nou het jy die deure toegemaak. Jy het gebid vir iets wat nog nie deurgebreek nie, die deurbraak is nog nie daar nie en jy maak toe. Maar kyk wat gebeur. Skielik staan Jesus daar tussen hulle. Jesus klop nie eers aan die deur nie. En hier is die ding, Jesus word nie deur die deur uitgehou nie. Jesus word nie deur hulle toestand afgeskrik nie. Jesus staan skielik in hulle midde. Wat 'n evangelie is dit? Die opgestaane Christus wag nie buite totdat almal hulle self uitgesteer het en gesê, okay, nou is ek reg nie. Hy tree dadelik in. Hy wag nie vir perfekte geloof nie, maar hy tree in. Hy wag nie vir die disippels om eers moedig te wees nie. Hy tree in. Hy wag nie dat hulle self eers geestelik herposisioneer en reg is nie. Hy tree in. En dis waarom hierdie teks so sterk is. Want dit leer ons iets diep van Jesus se karakter. Hy is nie net die Here van openbare oorwinnings nie, nee, hy is ook die Here van geslote kamers. Hoor hierdie vandag, hy is nie net die Here van die groot byeenkoms nie, hy is ook die Here van die private vrees. Hy is nie net die Here van die goeie dag nie, maar hy is ook die Here van jou innerlike ineenstorting. Hy is nie net die Here vir mense wat sterk lyk nie, maar hy is ook die Here van die mense wat skaars regop kan bly. En hierdie punt moet vandag diep in jou menswees kom binne tree. Jou vrees diskwalifiseer jou nie van Jesus se teenwoordigheid nie. Nou, dit beteken nie Jesus los ons in vrees nie, maar dit beteken hy ontmoet ons daar. Hy kom na mense toe wat hulle self toegesluit het. En ek dink baie gelowiges glo Jesus kom na mense toe wat soek, wat bid, wat vra, wat klop, wat miskien veg, vas, oorwin. En ja, dit is waar, hy doen ook. Maar hierdie teks wys vir ons ook, hy kom ook na mense toe wat net sit, wat bang is, wat stil is, wat verward is, wat toe is. Dis vir iemand vandag belangrik om te hoor. Jesus is nie net aktief in jou lewe wanneer jy op jou beste is nie. Hy is ook aktief wanneer jy swak is. Hy is ook teenwoordig wanneer jy nie woorde het nie.
Hy is ook naby wanneer jou hart miskien toegemaak het. Hy is sterk wanneer jy nie sterk is nie. En dink net aan die groter evangelie verhaal. Na die kruis kon Jesus gekies het om homself eers te openbaar aan magtige mense, aan die politieke leiers van die tyd, aan diegene wat hom verwerp het, aan die skares mense, maar waartoe gaan hy? Hy gaan na sy mense toe. Na stikkende mense, na bang mense, na mense wie se geloof deur daardie week geskit is. En dit is genade. En dalk is dit jou prentjie van Jesus wat vandag regstel moet word. Jesus staan nie buite in jou lewe met gevoude arms en sê, kom terug, wanneer jy nie meer bang is nie. Ja, familie, hy tree in en sê, ek is hier. Miskien moet jy jouself vandag vra, watter deur het vrees in my lewe toegemaak? Is dit miskien die deur van vertroue, die deur van gehoorsaamheid, die deur van vreugde, miskien die deur van gebed? Miskien die deur van geloof vir meer. En hoor vandag die woord van die Here. Geslote deure hou nie Jesus uit nie. En dit bring my by die tweede punt vandag. Jesus bring vrede deur sy oorwinning. Die volgende ding wat Jesus doen, is nie om hulle te bestraf nie. Dit is belangrik, hy kom in en hy sê nie, waar is julle geloof nie? Hoekom is julle nog hier nie? Julle moet daar buite wees en juig. Hoekom tree julle nog op asof ek dood is? Nee, dis nie Jesus se woorde nie. Die eerste woorde wat uit sy mond uitkom, en dit mag jy dalk verbaas, terwyl die disippels in daardie kamer sit, is vrede vir julle. En dan doen hy iets merkwaardig. Lees saam met my Johannes 20:20. Met die woorde wys hy vir hulle sy hande en sy sy. Die disippels was buite hulle self van blydskap om die Here te sien. Met ander woorde, Jesus bring nie 'n goedkoop, oppervlakkige vrede nie. Hy sê vrede. En wat doen hy dan? Hy wys die wonde in sy hand, hy wys die wonde in sy sy. Hy verbind sy vrede aan wat? Aan die kruis. Hy verbind sy vrede aan wat hy gedra het. Hy verbind sy vrede aan die bewys van sy liefde, aan sy lyding, sy offer en nou ook sy opstanding. En dit beteken vandag vir ons vrede rus nie op ontkenning nie. Ons vrede rus nie op positiewe denke nie. Ons vrede rus nie op verbeterende omstandighede nie. Ons vrede rus ook nie op beheer nie. Ons vrede rus op die gekruisigde en opgestane Christus Jesus. En daardie wonde vandag is vir ons belangrik, want die opgestaande Jesus is nie 'n ander Jesus as die gekruisigde Jesus nie. Dis dieselfde Here. Dieselfde hande wat deurboor is met 'n spyker, is nou verheerlik. Dieselfde sy wat oopgesteek is, staan nou as 'n teken van die voltooide verlossing. Dieselfde een wat gesterf het, wat gebeur? Hy leef nou. Dieselfde een wat hulle verlaat het in die graf, staan nou hier tussen hulle. En die boodskap van daardie wonde is vandag vir my en jou groot. Familie, ek wil vandag vir jou sê, jou sonde is betaal, jou skuld is gedra. Die oordeel het op hom geval. Die kruis was nie 'n mislukking nie, die dood het hom nie gehou nie. En daarom kan hy vrede spreek. Dit is nie maar net 'n kalmerende woord nie, dit is 'n verlossingswoord. Wanneer Jesus kom en hy sê vrede vir julle, praat hy nie net van 'n innerlike rustigheid nie, hy praat uit die diepte van wat hy kom bereik het. En in Romeine 5 vang Paulus dit so mooi vas wanneer hy sê, as mense wat deur God vrygespreek is, omdat ons glo, het ons nou vrede met God op grond van wat Jesus Christus ons Here gedoen het. Die diepste probleem in die menselewe is nie eerstens ons stres nie. Dit is nie eerstens onsekerheid nie, dit is nie eerstens emosionele spanning nie. Die diepste probleem is vervreemding van God deur wat? Deur ons sonde. En die diepste vrede is dus nie eerstens 'n beter gevoel nie. Die diepste vrede is 'n herstel met God. En dit is die evangelie.
Deur die kruis en die opstanding van Jesus is daar nou wat? Vrede met God vir elkeen wat in Jesus glo. En uit daardie vrede met God vloei 'n dieper vrede, 'n innerlike vrede. Wat ons doen baie keer is, ons probeer dikwels die orde omkeer. Ons wil eers kalm voel, en dan dink ons het vrede. Maar, volgens die Bybel werk dit andersom. Jy word eers met God versoen, deur Jesus, en uit daardie versoening begin die vrede van God jou hart te dra. En dis hoekom Jesus se wonde in hierdie teks so belangrik is. Hy wys nie net dat hy regtig leef nie, hy wys waarom hulle nie meer hoef te vrees soos mense sonder hoop nie. Hulle Here, hy is nie net terug nie, hy is nie net weer tussen hulle nie. Hulle Here het wat gedoen? Hy het oorwin. En die teks sê die disippels was baie bly toe hulle die Here sien. Natuurlik, sou jy nie bly wees nie. Want vreugde breek oop wanneer Christus duidelik gesien word. Wanneer ons hom so sterk in ons lewe ervaar. Nie wanneer alle vrae beantwoord is nie, nie wanneer die gevaar miskien weg is nie, nie wanneer die wêreld skielik veilig geword het nie. En as ons na die wêreld kyk, is dit baie maklik om onveilig te voel die hele tyd. Maar dit gebeur wanneer hulle die Here sien, wanneer ek en jy hom sien werk in ons lewe, hom ervaar op 'n dieper manier. En miskien is dit 'n woord vandag vir die kerk. Ons grootste behoefte is nie eerstens 'n nuwe tegniek nie, 'n nuwe taal nie, nuwe momentum nie. Ons grootste behoeftes moet wees om die Here te sien. Want wanneer Jesus werklik gesien word, word vrees uitgedaag, word harte herorden, word vrede gevestig, word vreugde wakker. En hoor hierdie belangrike stuk, Johannes 20:21. Jesus praat verder. Vrede vir julle. Julle weet, die Vader het my met 'n boodskap na die wêreld toe gestuur. Net so stuur ek julle nou. Hy sê weer vrede vir hulle. Hoekom? Want hy gee nie net 'n groet nie. Hy bevestig 'n werklikheid. Hy herhaal vrede want hy weet hoe diep vrees in 'n mens sit. Hy herhaal vrede want hy weet hoe moeilik dit is vir 'n ongemaklike hart om dit te ontvang wat waar is. Hy herhaal vrede want hy weet sy mense het nie net een keer troos nodig nie. En ek dink dit is waar mense vandag hierdie tweede vrede nodig het. Jy het dit ook al lankal gehoor. Maar jy moet dit weer hoor vandag. Vrede vir jou. Nie omdat alles maklik is nie, nie omdat alles opgelos is nie. Nie omdat jy alles moontlik verstaan nie, maar omdat Jesus gekruisig is. Omdat Jesus opgestaan het, omdat Jesus leef, omdat Jesus tussen sy mense staan. En 1 Petrus 1:3 kom Petrus ook en hy sê, alle eer aan die God en die Vader van ons Here Jesus Christus, want sonder dat ons dit verdien, het hy sy ontferming aan ons betoon, deur die proses te begin, wat op ons weergeboorte uitgeloop het. Nou het ons regtig hoop, omdat Jesus Christus uit die dood opgestaan het. Nie 'n dooie hoop nie, nie 'n brose hoop nie, nie 'n hoop wat net werk wanneer dinge goed gaan nie, 'n lewende hoop. Hoekom? Want ons hoop is gekoppel aan 'n lewende Christus. Die vrede van Jesus is nie gebou op jou omstandighede nie, maar op sy oorwinning. En miskien soek jy vrede in beheer van jou lewe. As jy net alles kan laat uitwerk. As jy net sekerheid kan hê oor 'n situasie, as jy net al die uitkomste kan weet en kan sien, as mense net reg kan reageer. As daardie deur nou net wil oopgaan. Ek wag al so lank. As daardie probleem net een kant toe kan skuif. Maar 'n Bybelse vrede begin nie by om in beheer te wees nie. Begin by Jesus. By sy teenwoordigheid. By sy wonde, sy oorwinning, by die evangelie. En daarom kan 'n gelowige vrede hê, selfs in 'n geslote kamer. Nie omdat die kamer ideaal is nie, nee, maar omdat Jesus daarin staan. Derde punt vandag. Jesus ontmoet twyfel en roep ons tot geloof. Nou beweeg ons na die teks van Thomas. En eerlikwaar, baie mense kan hulle self hier vind. Want party mense se grootste stryd is nie vrees nie, dit is twyfel. Nie
aggressiewe ongeloof nie, maar hierdie worsteling hier binne ons, innerlike vrae, onsekerheid, die behoefte van sekerheid, die pyn van, ek hoor wat almal sê, maar ek sukkel om daarby uit te kom. Lees saam met my Johannes 20 vers 24 tot 25. Thomas was een van Jesus se 12 getrouste volgelinge. Party het hom tweeling genoem. Hy was nie by die ander toe Jesus na hulle toe gekom het nie. Die ander sê toe vir hom, ons het die Here lewendig gesien. Nee wat, ek glo dit nie, was Thomas se reaksie. As ek nie self die seerplekke in sy hande kan sien, waar hulle die spykers ingeslaan het, en met my vinger daaroor kan streel en my hand op die wond in sy sy kan sit nie, glo ek eenvoudig nie wat julle vir my sê nie. Nou Thomas kry gewoonlik 'n slegte reputasie. Wat noem ons hom? Ons noem hom ongelowige Thomas. Miskien was jy al 'n ongelowige Thomas genoem. Maar as ons eerlik is, leef daar 'n bietjie Thomas in ons elkeen. Daar's mense wat sê ek wil glo, maar ek sukkel. Ek hoor die getuienis van die kruis, ek hoor Jesus het opgestaan, maar my hart is stadig om vrede te maak daarmee. Ek wil seker wees. Ek wil nie net saamgaan met die momentum nie. Ek wil regtig weet. Wat vir my so kosbaar is dat Jesus nie vir Thomas afskryf nie. Hy sê nie wel, Thomas, hy het sy kans gemis. Thomas moes daar gewees het. Thomas is nou buite. Nee. Kyk wat gebeur in Johannes 20:26. Omtrent 'n week later was Jesus se getrouste vriende weer almal bymekaar. Hierdie keer was Thomas ook daar. Hulle het weer seker gemaak dat al die deure gesluit was. Skielik was Jesus weer daar by hulle. Net soos die vorige keer groet hy hulle. Vrede vir julle. Kyk hier. Weer geslote deure. Maar wat doen Jesus? Hy kom weer in. Dit alleen moet 'n preek op sy eie wees, want Jesus kom nie net een keer nie. Hy kom weer. Hy is geduldig. Hy is vol genade. Hy kom terug vir die een wat nog worstel. En dan fokus Jesus spesifiek op Thomas. Johannes 20:27. Hy sê toe vir Thomas, bring jou vinger. Kyk na my hande. Kom. Sit jou hande hier op die wond in my sy. Moenie twyfel dat dit regtig ek is nie. Aanvaar dit. Nou let op wat Jesus doen. Hy verneder Thomas nie vir die ander disippels nie. Maar hy los hom ook nie in sy ongeloof nie. En dis belangrik. Jesus romantiseer nie die twyfel waarin Thomas vasgevang is nie, maar hy verwerp ook nie die eerlike worsteling nie. Hy ontmoet Thomas presies op die plek van sy behoefte en hy roep hom dan verder. Met ander woorde, Jesus is nie bedreig deur jou vrae nie. Miskien moet jy dit vandag hoor, maar hy sal jou nie in jou vrae laat woon as permanente huis of vesting nie. Hy ontmoet jou daar. Om wat te doen? Om jou na geloof toe te bring. En dis waar baie predikers vandag, of baie aan preke, miskien bietjie swakker word. Soms is ons hard teenoor mense met vrae. Soms is ons so sag dat ons mense roep, nie tot geloof nie, maar nog steeds in hulle ongeloof los. Jesus doen albei reg. Hy ontmoet Thomas met geduld. Hy roep Thomas met gesag. Moenie langer ongelowig wees nie, maar gelowig. Dis 'n uitnodiging, maar dis ook 'n oproep. 'n Genadige, liefdevolle, waarheidgedrewe oproep. En kyk waarheen lei dit. Johannes 20:28. Oorweldig sê Thomas, my Here en my God. En hier is die doel. Nie dat Thomas beter voel nie. Nie dat Thomas tog net kan kalmeer nie. Nie dat Thomas se intellektuele vrae bietjie sagter geraak het nie. Wat is die doel? Aanbidding. Thomas roep uit, my Here en my God. Dis een van die duidelikste belydenisse van Jesus se godheid in die hele Johannes Evangelie. Thomas beweeg van 'n plek van twyfel na aanbidding, na verwondering van Jesus die Messias. Van weerstand na oorgawe, van onsekerheid na openbaring, van 'n voorwaardelike geloof, ek sal net glo as ek dit sien, na 'n persoonlike erkenning van wie Jesus werklik is.
En dis waarheen hierdie preek ook vandag moet beweeg. Nie net Jesus verstaan jou nie, al verstaan hy jou. Nie net Jesus kom na jou toe, al doen hy dit nie, maar wie is Jesus vir jou? Is hy net 'n idee? Net 'n historiese figuur? Miskien net 'n inspirerende waarheid? Net 'n kulturele geloofstaal? Of kan jy vandag, ek wil regtig jy moet vanoggend hieroor dink, kan jy vandag saam met Thomas sê, my Here en my God? En die doel van opstandingsopenbaring is aanbidding. En hier pas 2 Timoteus 1:7 vir my so mooi in. Wanneer 'n jong Timoteus sê, want God het ons nie 'n gees van lafhartigheid gegee nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing. Jy moet dus nooit skaam wees om van ons Here te getuig nie. En moet ook nie vir my skaam nie. Al is ek ook in die tronk ter wille van Christus. Met die krag wat God vir jou gee, moet jy gereed wees om saam met my vir die uitdra van die goeie nuus te lei. Dit beteken nie, en hoor hierdie vandag, gelowiges voel nooit bang nie. Want die realiteit is ons lewe in 'n wêreld waar ons konstant onseker bang gaan voel. Maar hierdie teks in Johannes 20, hierdie teks in 2 Timoteus wys duidelik dat baie keer gaan ons bang voel. Maar dit beteken vrees en ongeloof kry nie die finale sê oor ons as kind van God nie. Die teenwoordigheid van Jesus, die vrede van Jesus, die openbaring van Jesus, die gees van Jesus, dit begin die hart skuif, herorden. Jesus is nie bedreig deur jou vrae nie, maar hy roep jou om nie in ongeloof te bly nie. Vandag wil ek jou vra, waar het jy begin miskien huis opslaan, as ek dit vandag so mag vra, in jou twyfel? Nie net vra nie, maar daarin begin woon. Nie net worstel nie, maar jouself begin vestig in jou twyfel. Dan wil ek jy hoor die stem van Jesus vandag. Moenie langer ongelowig wees nie, maar word weer gelowig. As ons eerlik is, gaan hierdie teks meer as net oor disippels wat 'n bietjie bemoediging nodig het. Dit gaan oor die evangelie self. Want hierdie disippels in die kamer is eintlik 'n beeld van ons as menslike toestand. Ons is toe, ons is bang, ons is onseker, nie in staat om self by God uit te kom nie, afhanklik daarvan dat Jesus self moet inkom. En dis presies wat die evangelie is. Die evangelie is nie dat ons eie wag tot by God oopgemaak het nie. Die evangelie is dat God in Christus na ons toe gekom het. Ons was nie besig om onsself op te werk na hom nie. Wat het hy gedoen? Hy het afgekom na ons toe. En uiteindelik het hy nie net in 'n kamer ingestap nie. Hy het in ons wêreld ingestap. Hy het vlees geword. Hy het onder ons kom woon. Hy het ons sonde gedra. Hy het ons oordeel op hom geneem. Hy het aan die kruis gesterf. Hy's begrawe. Maar wat het hy gedoen? Hy het op die 3de dag weer opgestaan. En nou staan hy as die lewende Here. Hy sit nou aan die regterhand van God. En dis hoekom hierdie boodskap so kragtig is. Die een wat in die kamer instap, is nie maar net 'n trooster nie. Hy is die gekruisigde lam. Hy is die opgestane seun, hy is die Here van vrede. Hy is die oorwinnaar oor dood en oor sonde. En hy is die een wat ons met God versoen. So die uitnodiging vandag is nie net laat Jesus jou beter voel nie. Nee, die uitnodiging is, kom terug na die lewende Christus. Vertrou hom. Vertrou hom weer vandag. Maak oop wat toegemaak het. Ontvang sy vrede. Buig voor sy heerskappy en glo. Ons kan nie hierdie teks spreek
en nie by troos stop nie, want Jesus doen nog iets. In Johannes 20 vers 21 aan die einde sien ons wat Jesus sê. Hy sê, vrede vir julle. Julle weet die Vader het my met 'n boodskap na die wêreld toe gestuur. Net so stuur ek julle nou. En dit is so sterk. Jesus bring nie net vrede om mense gemaklik te maak nie. Hy bring vrede om wat te doen? Om mense te stuur. Met ander woorde, die einddoel van Jesus se teenwoordigheid is nie net innerlike herstel nie, maar ook 'n hernuide roeping. Hy kom in, hy bring vrede, hy wys sy wonde en dan stuur hy. En dis belangrik vir die week na die opstanding. Want die opstanding was nooit bedoel om net 'n oomblik van viering te wees nie. Dit is die begin van 'n gestuurde lewe. Die kerk bestaan nie net om te sê hy leef nie. Die kerk bestaan ook om te leef soos mense wat weet hy leef. Ons word dus nie uit vrees gered nie. Ons word in roeping gestuur. Nie in krag nie, nie in prestasie nie, maar vanuit vrede. En dit is vir my so mooi want Jesus spreek vrede voor hy sending spreek. Want hy stuur nie stikkende mense uit om hulle self te bewys nie. Hy stuur mense wat eers deur sy teenwoordigheid geanker is. Dit beteken jou roeping vloei uit 'n ontmoeting met Jesus. En dalk is dit ook 'n woord vir iemand vandag. Jy het jou kamer begin sien as die einde van jou storie, maar Jesus sien dit as 'n plek waar hy jou weer ontmoet en roep. So prakties vandag. Soos amper aan die einde van hierdie boodskap, maar ek wil hê, hoe pas ons hier prakties vandag toe? Eerstens, bring jou geslote deur na Jesus toe. Moenie voorgee, dit is nie daar nie. Noem dit, erken dit, bely dit. As daar 'n deur van vrees is, sê dit vandag vir hom. As daar 'n deur van teleurstelling is, sê dit vandag vir hom. As daar 'n deur van skaamte is, iets wat jy gedoen het waaroor jy skaam voel, sê dit vandag vir hom. As daar 'n deur van miskien geestelike moegheid is, sê dit vir hom, want genesing begin dikwels wanneer ons ophou wegsteek wat Jesus reeds sien. Ons weet, ons nêrens waarheen ons kan gaan waar God ons nie gaan sien nie. So gee dit vandag vir hom. Tweedens, ontvang weer die vrede van Christus. Nie 'n selfgemaakte vrede nie, nie 'n tydelike kalmte nie, nie net afleiding nie. Ontvang weer die vrede wat rus in die kruis en op opstanding. Preek vir jou eie hart. Sê vir jouself, hy het my sonde gedra, hy het my skuld betaal, hy het die dood oorwin, hy leef. Ek is nie alleen nie. My vrede rus in hom. En dan derdens vandag, moenie in twyfel gaan woon nie. Jy mag vra, jy mag worstel, jy mag stadig beweeg, maar moenie ongeloof jou permanente adres maak nie. Bring jou vrae na Jesus. Bring jou worsteling na die woord. Bring jou onrus in die lig en hoor sy oproep. Moenie langer ongelowig wees nie, maar gelowig. En dan laastens, laat Jesus jou weer stuur. Die opgestane Jesus herstel jou nie net om jou ongemaklik te maak nie. Hy wil jou gemaklik maak. Hy herstel jou om jou beskikbaar te maak vir jou huis, vir jou werk, vir jou bediening, vir jou getuienis, vir jou gehoorsaamheid. So, ten slotte vandag, miskien is daar mense vandag wat diep binne in 'n kamer sit. Van buite af, miskien lyk dit reg, jy glimlag, jy funksioneer, miskien kom jy kerk toe, jy skakel elke dag in, jy luister vandag na die boodskap, jy doen wat jy moet doen, maar binne is daar 'n deur wat toegemaak het. Dalk deur vrees, dalk deur seer, dalk deur teleurstelling. Hoor dan vandag die goeie nuus van Johannes 20. Jesus bly nie buite staan nie, hy tree in. Hy kom na bang disippels toe. Hy kom na twyfelende disippels toe. Maar hy kom ook na geslote kamers toe. En hy kom met wonde wat wys wat hy betaal het. Hy kom met vrede wat hy gekoop het aan die kruis. Hy kom met openbaring wat geloof wakker wil kom maak. En wanneer Jesus weer in die kamer instap, bly niks dieselfde nie. Die deur mag dalk nog gesluit wees, maar sy teenwoordigheid verander die atmosfeer. Die omstandighede mag nog nie alles verander het nie, maar sy vrede verander die hart. So vandag is die vraag nie net, glo jy dat Jesus opgestaan het nie. Vraag vandag is, en hiermee sluit ek af,
Sal jy hom toelaat om weer in jou kamer in te stap? Sal jy ophou wegkruip vandag? Sal jy ophou voorgee, want Jesus sien in elk geval alles. Sal jy jou vrees, jou twyfel, jou seer, jou moegheid voor hom vandag oopmaak? Die opgestane Jesus is nie ver van jou af nie, hy leef, hy kom, hy spreek vrede, en hy roep jou vandag weer tot geloof. So familie, vandag hoop ek dat hierdie boodskap met jou kom praat, jou kom oortuig. Vandag hoop ek dat die Heilige Gees jou sal roep tot geloof en nie ongeloof nie. En mag jy vandag besef dat die opgestane Jesus wil vir jou vrede gee. Vrede wat alle verstand te bowe gaan. In Jesus naam. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie vir vandag. Here, ek wil vanoggend net 'n oomblik vat en U dank vir wat jy in die kruis kom doen het, Here, dat U ons vrygekoop het. Maar vandag kom bid ek, Here, dat waar ons geslote kamers vandag gesluit is, wil U nie net daarin kom stap nie. Wil U nie net vandag weer opdaag in daai plek. En vir die mense wat dalk vandag so 'n bietjie ongelowige Thomas is, kom oortuig dat U is werklik waar. Wat U kom doen het, was nie verniet nie. En Here, mag U ons kom ontmoet in ons vrees en ons twyfel en ons seer. In Jesus naam. Amen. Dankie dat jy vandag ingeskakel het. Wil jy nie vandag hierdie boodskap met iemand deel wat dit dalk moet hoor nie? Vrede vandag vir jou. 'n Vrede wat net Jesus vir jou kan gee. In Jesus naam. Lekker Sondag.